Dokter, wat is die Vryheidsfront Plus se grootste besware teen die Bella-wet, soos wat dit nou aanvaar is? En sou u saamstem dat die weergawe van die Bella-wet wat deur die nasionale vergadering aanvaar is, tas ouerregte ernstig insluitend hoe hulle hulle kinders mag onderrig? Kom ons begin by die laaste deel van die vraag. Dit al hang baie van die regulasies af en hoe die wet geïnterpreteer word. 'n Mens moet nou in daai opsig so 'n bietjie net 'n treukie terugvat en sê hoe werk 'n wet? 'n Wet is redelik breed en die idee is dat 'n wet nie heeldag verander word nie. Jy probeer 'n wet so skryf dat hy standhoudend is en die toets van die tyd kan deurstaan. En dan is daar beleide en regulasies kragtens daardie wet. En daai beleid kan nou nie strydig wees met die wet nie. Dit moet in terme van die wet wees. Maar dit kan makliker verander. Nou as ek nou sê van my eie kant af, daar is 3 goed wat ek teen Bella het. Die eerste ding is, dis 'n wet wat verouderd is voor hy nog aangeneem is. Daai wet is in 2015 die eerste keer bekend gestel. Hy is nie wesenlik verander voordat hy verlede jaar aangeneem is en die jaar geteken is nie. En sedert daai tyd het die hele ontploffing in elektroniese hulpmiddels met onderwys en aanlyn onderwysopsies het ter sprake gekom. Dis die enigste onderwyswet, maar dit hanteer daai deel glad nie. So dis 'n ou wet terwyl hy nog splinternuut is. Dis die eerste probleem. Die tweede probleem is dat die staat, die onderwysdepartement dan nou by name te veel inset kry om te bepaal wat die karakter van die skool is. En die derde hou direk daarmee verband. Dit is dat alles wat die onderwysdepartement bykry verloor die ouer gemeenskap. En kom ons sê daar's verskillende opsette. Vir wie skryf jy die wet? Aan die een kant het die regering te doen daarmee, dat daar mense is wat eintlik regtig nie hulle neem nie hulle onderwys ernstig op nie, hulle kinders se nie. Die kinders is nie die eerste dag van die skooljaar daar nie. Hulle gee nie eintlik om of die kinders betyds is nie. Hulle vra nie of die kinders huiswerk het nie. Hulle kan eintlik regtig nie omgee nie. Nou, daar's meer sulke skole as die skool waarin jy nou 10-1 was, of meeste van ons wat op hierdie platform sit. En die wet probeer daai skole reguleer en probeer uit daai oogpunt uitsê, maar die staat sal 'n bietjie meer beheer moet vat. Maar terselfdertyd het dit ook 'n politieke doelwit. En dit is om te sê, ons hou nie van hierdie Afrikaanse skole wat eintlik 'n ander karakter gee aan onderwys as dit wat die staat wil hê nie. En daarom kry die onderwysdepartement dan die reg om oor toelatingsbeleid die finale sê te hê, oor voertaal en ook oor die godsdienstbeleid. En wat ons derentyd gesê het, is die Bella-wet trek een van die hoekstene van die 1994 skikking uit. Nog een van die hoekstene is eiendomsbesit, artikel 25, wat gaan oor grondbesit. En wat jy sien, ek weet ek gaan nou 'n bietjie weier as jy vraag, maar wat jy by oomblik sien is die ANC is besig om die hoekstene onder die skikking van 1994 uit te pluk. Onderwys was 'n belangrike deel, hulle pluk dit uit met Bella. Grondbesit was 'n belangrike ene, hulle is besig om dit uit te pluk. Daar's nog 1 of 2 wat hulle besig is om uit te pluk. En dan is dit nou interessant, nou begin die gebou so half lyk of hy wil in duie stort, want jy het die hoeksteen uitgepluk. En dan kom jy en jy het seker klein klippertjies wat jy daar indruk. En dan probeer jy nou die gebou regop bou. Nou goed, die gebou staan, want jy het nou 'n paar klippertjies daar en jy het hulle met stukke houte ingekap en nou staan die gebou weer mooi regop. Maar dis nie meer 'n hoeksteen nie. Dit is so 'n krummelagtige besigheid waar die ding regop hou. En dit is wat nou gebeur het. Minister Gwarube, sy DA-minister, sy het baie sterk instruksies gekry van haar party om te sê, hoorie, ons het nou 'n DA-minister van opvoeding of van onderwys, basiese onderwys, maar as jy nou gaan ANC-beleid deurvoer, dan gaan ons die stemme verloor van die mense, ek moet nou maar sê van Afrikaners.
So jy moet nou 'n alternatief daarin sit wat vir Afrikaners lyk of hulle daarmee kan werk. Dan kan ons vir hulle gaan sê, kyk, die ANC het vir ons 'n swak wet gegee, maar die DA het gelukkig vir ons 'n goeie minister gegee. Nou goed, ek sê nie daarmee 'n mens moet nee dankie sê daarvoor nie. Goed laat 'n mens regulasies het wat op die ou end nie daai mag van die departementshoof gee wat die wet moontlik gemaak het nie. Maar as die regulasies verander, hoef dit nie weer deur die parlement te gaan nie. 'n Volgende minister kan volgende regulasies uitvaardig wat ook kragtens die wet aanvaarbaar is. En dan ons 'n hele ander storie. So ons moet ons nie laat gerus stel nie. Ek dink dit is basies die storie van die afgelope 30 jaar. Is elke keer word vir ons as Afrikaners iets verskriklik belangrik ondermyn. Dan verloor ons, ek wil nou maar sê, ons gaan 20 tree terug en dan kom hulle met 'n plan, dan beweeg ons weer 12 tree vorentoe en kom ons nie agter ons het 8 verloor nie. Ons dink ons het gewen, maar eintlik het ons verloor. Al wennende verloor ons vir die afgelope 30 jaar. Bella is nog so 'n voorbeeld.